Dit is die tweede van ons reeks uit 1 Petrus uit. Eintlik is 'n mens 'n goeie Vrydags en bytel is dit na die derde ene. Maar dit is vir Sondag 17 April 2022 vir die NG Kerk van Karasburg en ek heet u welkom. Kom ons raak stil en ons begin ook hierdie diens in die naam van ons Here. Hy is die Here wat die dood oorwin het. Hy is die een wat opgestaan het, wat opgevaar het na die hemel en wat sit aan die regterhand van God. Hy is die een wat waardig is om ook die boekrol oop te maak. Hy is die een wat heers tot in alle ewigheid. Hy is Jesus Christus, ons verlosser. Amen. Voordat ons dan saam lees, vandag het ons teksvers uit, kom ons bid net eers saam. Hemelse Vader, ons dankie vir hierdie groot genade om ook op 'n Sondag wat ons u opstanding vier, Here, deel te kan hê van hierdie nuwe lewe wat u ook vir ons geskep het. Ons dankie vir 'n absolute voorreg om ook, Here, u woord te kan lees wat u vir ons laat opteken het, deur soveel getuies, dat ons ook daaruit iets kan ontvang wat ons ook help in die lewe waarmee ons ook dalk nou mee worstel, waardeur ons gaan. Here, dat u ook vir ons daardeur kan leer, kan help, maar ook kan aanmoedig. En daarom vra ons, mag hierdie woord wat ons lees vandag geseënd wees. Mag dit ons help, en wil u in ons harte inspreek, ons gedagtes ons help. En maar Here, mag ons deur dit alles u naam verheerlik. En dit bid ons alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons lees dan saam uit 1 Petrus 1 uit van vers 13 tot 25. Daarom, omgord die lendene van julle verstand, en deur nugter op te tree, hoop volkome op die genade wat tydens die openbaring van Jesus Christus vir julle gebring sal word. As gehoorsame kinders moet julle nie lewe in ooreenstemming met julle natuurlike begeertes van vroeër, toe julle nog sonder kennis was nie. Inteendeel, soos hy wat julle geroep het heilig is, moet julle in julle hele lewenswandel heilig wees. Daarom staan daar geskryf, wees heilig, want ek is heilig. En as julle hom, wat nie volgens die uiterlike oordeel nie, maar ooreenkomstig elkeen se optrede, wel as Vader aanroep, tree dan met ontzag op in die tyd van julle vreemdelingskap. Julle weet tog dat julle nie met iets vergankliks, soos silwer of goud, losgekoop is uit julle sinlose leefwyse, wat deur julle voorvaders aan julle oorgelewer is nie, maar dat julle losgekoop is met die kosbare bloed van Christus. Hy wat soos 'n lam is, vlekloos en sonder liggaamsgebrek. Hy is wel vooraf geken voor die grondlegging van die wêreld. Hy is egter eers in hierdie eindtyd geopenbaar, ter wille van julle, wat deur hom glo in God, wat hom uit die dood opgewek en heerlikheid aan hom gegee het. Daarom is julle geloof en hoop op God gerig, omdat julle innerlike, in gehoorsaamheid aan die waarheid, tot ongeveinsde broederliefde gereinig het, moet julle mekaar innig met rein harte lief hê. Julle is immers weergebore, nie uit verganklike saad nie, maar uit onverganklike saad, deur die lewende en die blywende woord van God. Want elke mens is soos gras, en al sy pragt soos 'n veldblom. Die gras verdroog en die blom val af, maar die woord van die Here bly tot in ewigheid. En dit is die evangeliewoord wat in julle verkondig is. Ons lees dan tot sover. Verlede Sondag het ons gesien hoe ons as Christene te midde van alles wat dalk rondom ons aangaan in die lewe, tog opgeroep word om lof te bring aan God. En die rede daarvoor is omdat die liefde, die genade, die voorsienigheid wat ons in God het, groter is enige iets wat ons dalk hier op die aarde kan beleef. En Vrydag het ons iets hiervan beleef, hoe ons met nie net 'n God van liefde te doen het nie, maar ook 'n God van geregtigheid, wat eis dat die sonde gestraf moes word. En dat juis om daardie rede God se liefde ingetree het en Jesus in die plek
in ons plek aan die kruis laat sterf het. Vandag kom ons dan by die volgende gedeelte in 1 Petrus, waar ons opgeroep word tot 'n heilige lewe. Met ander woorde, ons word opgeroep om te reageer op hierdie liefde en geregtigheid van God. En hy begin deur te verwys na 3 maniere waarop ons kan fokus om voort te gaan in hierdie heilige lewe. Deur die lendene van ons verstand te moet omgord. Nou dit is eintlik net 'n beeldspraak wat beteken dat ons verstandelik gereed moet wees. Met ander woorde, in ons verstand, in ons denke en ons logika, moet ons dit reg verstaan en reg bedink, hierdie nuwe heilige lewe wat ons moet leef. Ook sê hy dat ons moet nugter optree. Met ander woorde, ons moenie sommer net impulsief iets doen nie, maar let op jou redes vir wanneer jy iets doen. Deurdink dit en probeer seker maak dat dit iets is wat God wil hê jy moet doen. Want ons optredes moet Christus weerspieël. Hy stel met ander woorde voor dat ons selfbeheersing moet uitoefen. En die derde ding wat hy noem, is dat ons volkome moet hoop op die genade, wat tydens Jesus se openbaring ons gebring sal word. Nou hierdie hoop is natuurlik geanker in dit wat ons vandag dan ook vier, naamlik die opstanding van Jesus Christus, die feit dat die dood oorwin is, die feit dat ons die heilige lewe, die hemel kan ontvang. As daar nie 'n leë graf was nie, dan sou die kruis eintlik nutteloos gewees het. Maar die feit dat Jesus Christus uit die dood opgestaan het, beteken die dood wat die straf is vir die sonde, is oorwin. Dat hy die een is wat regeer en dat hy die enigste een is wat waardig is om geëer te word. Dit beteken ook dat die ewige lewe met ander woorde vir ons bekom is. En hierdie is belangrik, want dit is die rede, die fondament waarop hierdie oproep om heilig te lewe alles gebaseer is. Omdat ons hierdie genade ontvang het, omdat ons hierdie hoop het, reageer ons op dit alles, deur vir die Here te lewe, en soos Petrus dit dan ook noem, heilig te lewe. Maar om hierdie ongelooflike verlossing te kan uitleef te midde van lyding in die wêreld rondom ons, wat ons self ook baie keer ervaar, het ons as gelowiges, sê Petrus, dis eers nodig om ons verstande reg te kry vir hierdie aksie, om selfbeheersing uit te oefen en ons hoop te vestig op God. Die rede hiervoor vind ons dan in die volgende vers 14 en verder, waar hy ons herinner dat ons lewe dus nie moet wees in ooreenstemming met wat ons natuurlike sondige begeertes is nie. Hy skets dus vir ons 'n baie duidelike verskil tussen hoe ons hele lewenswandel nou uiteindelik moet wees. Heilig omdat God heilig is en nie soos toe ons nog sondaars was nie. Ons lewens mag met ander woorde nie dieselfde lyk soos die ongeredde mense in die wêreld nie. Ons kan nie onsself skuldig maak aan dieselfde sondes as hulle nie. Ons is veronderstel om en ons word opgeroep tot 'n heilige lewe. Ons wat nou kinders van die Here is, het eens so geleef. Maar ons word opgeroep om nie meer so te leef nie. Want onthou, God is heilig en ons moet ook so heilig wees in ons lewenshandel. Selfs die samevatting van die wet herinner ons ook hierin, dat as ons kinders van God wil wees, moet ons ook heilig leef teenoor ander mense. Wanneer Jesus dit dan jy so opsom, noem hy eerste en die belangrikste een, en dan die tweede een sê hy wat daarmee gelyk staan. So die liefde vir God en die liefde vir ons naaste is ten nouste verbind aan mekaar. Om dus kind van God te wees, beteken ten sterkste ook om heilig te leef in ons dade, in ons woorde, aan ander mense. Let wel, heilig, nie skynheilig nie. Om heilig te leef en ons naaste dus lief te hê, beteken dat ons alle sonde wat in die gemeenskap kan intree en dit vernietig, dat ons dit sal uitwerk. Dinge soos byvoorbeeld boosheid en bedrog en afguns en slander en al sulke goeters. Vrydag het ons gehoor dat ons genade ontvang het danksy God se liefde. Want God se geregtigheid het geëis dat ons sonde gestraf moes word. En dan in vers 18 en 19, wat ons nou gelees het, herinner Petrus ons, dat ons nie gekoop is met silwer of goud wat verganklik is nie, maar met Jesus se kosbare bloed. Maar God se geregtigheid eis ook dat, soos Jesus aan die vrou gesê het, soos ons Vrydag gelees het, wat met oorspel gevang is, om nie verder te sondig nie, met ander woorde om dus heilig te lewe.
Die goeie nuus van ons redding wat ons Vrydag ook weer gehoor het, moet nie net ons as gelowiges emosies beïnvloed nie, maar ten diepste ook die daaglikse praktiese dinge wat ons leef en ons verhoudings met ander mense. Petrus maak dit duidelik dat vir ons om heilig te kan leef, moet ons werk maak daarvan. Dit is nie iets wat sommer net van self gebeur nie. Julle ken dalk sulke mense wat mos so deur die lewe gaan, wat eintlik verwagte dinge mos net outomaties moet gebeur. Nou my ma het 'n baie mooi tuin, maar sy sal ook vir jou sê, 'n mooi tuin gebeur nie sommer net nie. Wat jy insit is wat jy uitkry. Navorsing doen en oplees of raad vra, saadjies oes, grond bewerk, onkruid uittrek, nat maak, toemaak, vertroetel, versorg. Harde werk wat jy insit om 'n pragtige tuin te hê. Petrus se redenasie wanneer hy ons oproep tot 'n heilige lewe is dieselfde. Hy sê dit vra werk. Maar wanneer ons kyk na die getalle van lidmate wat Bybelstudies en kursusse bywoon in die gemeente, dan staan 'n mens dalk partykeer verward en wonder jy, want dan wil dit eintlik lyk of Christene nie noodwendig baie werk insit om juis 'n heilige lewe te bereik nie. Eerder mense kry partykeer dalk die indruk dat mense eerder die minimum doen om net aan die gang te kan bly. Natuurlik is daar ook uitsonderings. Maar ons moet vandag ernstig na onsself kyk en hierdie vraag vra. Is ek ernstig en gemotiveerd om heilig te lewe of nie? Is my reaksie op God se genade wat my lewe kom red het, is dit my topprioriteit of nie? Want na Goeie Vrydag waar ons weer na binne gekyk het en besef het dis eintlik ons wat daar in die kruis moes gehang het vir ons sonde en ons straf, moet ons vandag reageer. Maar dit help nie, ons reageer net hier en voel goed oor onsself vir die res van die dag en dan eintlik verder niks nie. Petrus se redenasie is dat ons kan nie voortleef asof niks anders is as toe ons nog sondaars was, voordat ons tot bekering gekom het nie. Ons is God se kinders en ons moet sy karakter naboots soos 'n kind 'n geliefde vader naboots. Om Christus na te boots beteken ook om sy liefde aan ander na te boots. Christus het omgegee vir individue in sy ontmoetings met bedroefdes, in sy ontmoetings met die siekes, die hongeriges en die wat demoon beset was. Daarom dat vers 22 ook vir ons sê, ons moet mense innig met rein harte lief hê. Die oproep vandag is dat julle julleself weer ten volle sal toewy aan God, dat julle sal reageer op hierdie genade en die liefde wat God aan ons kom gee het en bewys het. En hierdie nuwe kans wat Jesus vir ons bewerk het, toe hy die dood oorwin het, hierdie nuwe erfenis waarop ons kan hoop, om daarop te fokus en daarna toe te werk om heilig te lewe. Nou vir ons as gemeente het ons handeling vandag op die opstanding Sondag, waar ons as teken hiervan elkeen 'n stokkie vat en dit in 'n singbad wat grond in het indruk, in plant as ware. En dit is 'n soort van 'n simboliese handeling om te sê, my Here, ek ent myself in by U, sodat ek kan heilig lewe, dat U die bron kan wees daarvan, dat ek kan vrug dra daaruit. En dan volgende Sondag, dan kyk ons na die derde in hierdie reeks uit 1 Petrus uit, met die titel Oproep tot geestelike groei, wat van nature uitvloeisel is van vandag ook se stuk. So ek nooi uit om volgende Sondag weer by ons aan te sluit vir daardie boodskap. Maar mag U hierdeur geseën word en mag U werk maak daarvan, soos Petrus ons oproep tot 'n heilige lewe. Amen. Ons Hemelse Here, ons bid vandag ook met 'n harte wat verheug is oor die feit dat U opgestaan het uit die dood. Dat U vir ons nuwe lewe geskep het, dat ons nuwe kans het om in hierdie lewe ook anderste te kan wees. En Here, hierdie anderste wees beteken dat ons ook opgeroep word, soos Petrus vir ons skryf, tot 'n heilige lewe, want U is heilig. En Here, ons vergeet partykeer dat ons eintlik veronderstel is om anders te lewe. Ons dink baie keer eerder meer in terme van
dinge wat gedoen moet word of nie gedoen moet word nie, terwyl ons hele lewenswandel, die manier hoe ons dink, die manier hoe ons liefhet, alles, Here, eintlik heilig moet wees. Help ons hiermee. Dankie dat U ook die Heilige Gees vir ons gestuur het, om ons te help hierin, of ons krag te gee, leiding te gee, te leer. En ons wil vra, Here, dat U elke dag met ons geduldig sal wees, tree vir tree, soos wat ons deur die lewe gaan. Wil U ons beskerm, behoed en bewaar, maar ook vandag, Here, die vreugde in ons harte gee, ook rondom die opstanding. En dit bid ons alles in die naam van Jesus Christus, onze Here. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here. Mag die Here u gebede verhoor, mag die Here u seën met sy liefde. Mag hy by u staan in tye van nood en saam met u jubel in tye van blydskap. Gaan dan nou heen en leef 'n heilige lewe. Amen.